Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U en ons loof U, dat ons vanmôre weer as U kinders vergader mag wees. En U is hier teenwoordig met U genadige teenwoordigheid. U is hier nie om ons te vergeld nie, maar om ons te verseker dat ons U kinders is. Ja, dat U voor die grondlegging van die wêreld besluit het dat ons U kinders sal wees. En U het ons naam in die boek van die lewe opgeskrywe, nog voordat ons gebore is. Ja, nog voordat ons bestaan het U ons al geken. Vader, dis 'n genade wat ver bo ons verstand gaan. Ons is te klein en te nietig om dit ten volle te begryp. En daarom wil ons alleen maar U naam groot maak. En deur ons Here Jesus Christus wil ons aan U vasgryp as ons Vader wat ons liefhet, wat ons telkens hier in teenwoordigheid ontvang. En ons dank U, o Vader, dat hierdie saamwees ook dien tot versterking van ons geloof. Ja, en dit bid ons van U. Dat as ons hier saam is, bid ons U dat U ons steeds verseker. Dat U ons nooit vergeet nie. Dat U ons nooit in die steek sal laat nie. Maar U waak oor ons, soos die skaduwee aan ons regterhand. En daarvoor dank ons U. Vader, ons dank U, dat U steeds U skepping onderhou, dat U ons versorg met alles wat ons nodig het. En meer nog, o Vader, U gee ook vir ons al die geestelike seëninge wat ons nodig het, om in U diens te staan. Wil U steeds deur die Gees en deur die woord in ons harte werk, dat ons meer en meer diensbaar kan wees in U kerk en in U koninkryk. En o Vader, dit is steeds ons gebed, dat U woord sy loop sal neem oor die wêreld heen, waar daar so baie woelinge is in die wêreld, waar daar oorloë woed, hongersnood, pestsiektes. Maar die mensdom besef, o Vader, U alleen is God. Ja, en wil U wêreldleiers en ook hulle wat ons regeer, deur U hand bestuur, dat hulle ons so sal lei en so sal regeer, dat ons steeds vry sal wees om saam te kom as U kinders, vry sal wees om ons werk te doen, sodat ons ook vir hulle kan sorg wat dit nodig het. Ja, Vader, laat U naam geheilig word op elke plek op hierdie aarde. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied in elke omstandigheid.
ook hier waar ons saam is. Laat U woord ons stig en ons versterk. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here, uit die evangelie van ons Here Jesus Christus, soos Johannes dit beskrywe, Johannes 19, ons lees daar vanaf vers 17, die eerste 5 verse, vers 17 tot 22 is die kernverse. Jezus het self sy kruis gedra en uitgegaan na kopbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant met Jezus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: Jezus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jezus gekruisig is naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde en die Jode het toe vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê: wat ek geskryf het ek geskrywe. Toe die soldate Jezus dan gekruisig het hulle sy bootklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar: ons moet dit nie skeer nie. Kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word waar dit sê: hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jezus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jezus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar: daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel: daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Soos ek gesê het, broers en susters, ek gaan dit nie weer lees die hele 5 verse, vers 17 tot 22 net. Vers 22 waar Pilatus sê vir die priesterhoofde: wat ek geskryf het ek geskrywe. Broers en susters, kinders, bo kan die kruis sit Pilatus hierdie opskrif: Jezus van Nasaret, die koning van die Jode. In 3 tale, Hebreëus, Latyn en Grieks. En dan moet ons die geweldige kontras hier raak sien. Bo kan die Here Jesus se kop staan op die bordjie koning. Maar wie hang onder daardie bordjie? 'n bebloede, sterwende man. Magteloos, skynbaar. Is dit 'n koning? Geen regdenkende mens kan dit verstaan nie. 'n Koning sit immers op 'n troon. 'n Koning dra 'n kroon. 'n Koning word gerespekteer. 'n Koning dra deftige klere. Hy oefen mag uit. Maar die man aan die kruis lyk nie soos 'n koning nie. 'n Mens kan nie sy koninklike heerlikheid sien nie. Maar weet jy, broers en susters, die krag van die evangelie boodskap lê juis daarin. Dat 'n mens die glorie en die heerlikheid van die Here Jesus Christus kan sien in sy diepe vernedering. Want ons moet mooi sien
En mooi verstaan, wat was Pilatus se doel? Met hierdie opskrif bo kan die Here Jesus se kop. Ons onthou Pilatus was 'n Romein. Hy het die Jode verag. Hy wou met die Jode spot. En met hierdie opskrif wil hy die Jode bykom. Pilatus wil hê hierdie Jode wat hom so vroeg op 'n Vrydagmôre kom pla, hulle moet belaglik vertoon. Pilatus wil vir hulle sê, watter patetiese ou volkie is julle, dat julle koning so lyk. Hy kom uit die veragtelike Nasaret. Kyk daar, hy hang totaal magteloos aan 'n kruis, soos 'n misdadiger. Pilatus wil vir die Jode sê, julle is 'n vrotspul. Kyk hoe magteloos is julle koning. En broers en susters, dit het getref. Want die Jode was baie teleurgesteld in die Here Jesus. Want hy was nie die verlosser wat hulle verwag het nie. Hulle het 'n verlosser verwag, wat die juk van die Romeinse regering moes afwerp. Hulle het 'n verlosser gesoek wat hulle moet bevry van die Romeinse oorheersing. Nou sê Pilatus vir hulle, julle het mos 'n koning verwag, wat julle van ons Romeine sou bevry. Wel, hier is daar die koning van julle. Daardie opskrif sê, Rome wil met Jerusalem spot. Die heidense Pilatus, spot met die verbondsvolk van die lewende God. Soos Goliat destyds met die verbondsvolk gespot het. Jy sal onthou, Goliat het gesê, wie kan julle uit my mag verlos? Pilatus kon in die Here Jesus nie 'n koning sien nie. Hy was geestelik totaal en al blind. Net soos die een misdadiger langs die Here Jesus. Al wat Pilatus kan doen, is om die spot te dryf met Israel se verwagting en met God se beloftes. En ons moet in Pilatus sien die begin van alle spot met die evangelie boodskap deur die eeue heen. In daardie opskrif moet ons enerzijds sien die wêreld se magte wat die evangelie nie wil hoor nie. Elke mens wat onverskillig staan teenoor die Here Jesus. Elke so mens het sy beginpunt by Pilatus en sy bordjie. En dan skuif die toneel aan. Nadat Pilatus die bordjie laat vaskap het, kom daar nog mense op die toneel aan, Jode. En dan lees ons, baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die sogenaamde diep geestelike Jode, maar geestelik stokblind, die kerkleiers van daardie tyd. En hulle voel die spot van Pilatus, hulle voel Pilatus se spot aan hulle lyf. Hulle besef, Pilatus is besig om hulle in die hart te trap. Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Wat 'n belediging vir die Joodse nasie. Want hulle wat die Jode is, hulle kon hierdie Jesus van Nasaret nie voor hulle oë verdra nie. Hulle was vererg deur hierdie man, wat tollenaars en sondaars rondom hom vergader het. Hulle was gewalg deur hierdie man wat prostituie vergifnis gebied het. Wat vergifnis geskenk het aan bedenklike karakters. En hier hang hy nou aan die kruis.
Magteloos, hy kan homself nie eens red nie. En bo aan sy kop hierdie titel, wat almal kan lees, koning. Nee, dit vergal die Jode. Die priesterhoofde, hulle het nog vir Pilatus gesê, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. En vir daardie Jode word die vreugde van hierdie dag, want hulle was bly dat die Here Jesus gekruisig is. Maar die vreugde van hierdie dag word vir hulle bitter, as hulle teen hierdie bordjie moet vaskyk, bo aan die Here Jesus se kop. En daarom vra hulle vir Pilatus, verander die opskrif en sê liewer, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Hou ons asseblief net buite. Moenie sê, hy is ons koning nie. Weet jy, broers en susters, hier sien ons die hele mensdom se reaksie op die kruis van Christus. Pilatus en die Jode. Nie Jood en Jood. Die spot en die ergernis. Die nie-Jode sê, gekruisigde kan geen rol speel in hierdie wêreld nie. Die Jode sê, 'n gekruisigde kan nie 'n rol speel in die koninkryk van die hemel nie. Kortom, sê die Jode en die nie-Jode sê, 'n gekruisigde kan nie 'n koning wees nie. Ons sien die hardheid en die geestelike blindheid. En dikwels, broers en susters, is mense se geestelike blindheid is mooi toegepleister met ernstige godsdiens, soos by die Jode. Hulle kan nie sien wat inderwaarheid daar gebeur nie. Vir hulle lyk dit soos dwaasheid. Dis wat Paulus ook sê later in sy brief aan die Korintiërs, sê Paulus, vir die Jode is die kruis van Christus is dwaasheid. Hulle het 'n diepe onvermoë om God se wysheid daarin te kan sien. Hulle kan nie sien dat hier aan die kruis hang inderdaad 'n koning, maar 'n koning wat onder sy volk inbuig om hulle te red. Hy buig tot die dood toe. Dit gaan teen die greinen van enige mens se logika. Maar dit is die heilige waarheid. En dit is die heilige evangelie. Want die evangelie, broers en susters, sit juis in die antwoord wat Pilatus gee. Wat antwoord Pilatus die Jode? Hy sê vir hulle, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Met ander woorde, Pilatus sê vir hulle, ek verander niks aan wat ek geskryf het nie. Vir ewig sal dit hierdie man se titel bly. Hy is die koning. In 3 tale, die tale van die destydse wêreld. Pilatus, hy bly onversetlik in sy spot met die Jode. Maar daarom moet ons die wonderlike beskikking sien van God. Dit is steeds God wat in beheer is. Dit is God wat nie wil hê hierdie titel moet verander word nie. Want dit is God wat vir Pilatus beweeg het om hierdie bordjie so te skryf. En hoekom? Broers en susters, omdat dit die waarheid is. Jesus is die koning. En Pilatus het onwetend, sonder dat hy dit so bedoel het, verkondig hy die waarheid. Dat Jesus 'n koning is, dat hy vol heerlikheid en glorie is, binne in sy vernedering.
Dis die soewereine hand van God, wat vir Pilatus met die grootste gemak bestuur. Dit was al die tyd die almagtige beskikking van God. Hy is in beheer. En die wonderlike is van hierdie gedeelte, broers en susters, die heidense Pilatus word sonder dat hy dit besef, word hy God se profeet. Want hy die waarheid neergeskryf. Dit is inderdaad so. Aan hierdie bespotlike kruis hang die koning, wat homself tot in die vloek van die dood verneder het, om sy mense te red. Dis inderdaad die volle waarheid. Pilatus word sonder dat hy dit besef, eintlik die eerste wêreldsendeling. Want hy skryf die boodskap in 3 tale. Hebreeus, Latyn en Grieks. Die hele destydse wêreld kon dit dus verstaan. Latyn, die taal van die magtige Romeinse ryk, die owerhede. Grieks, die gesofistikeerde kultuurtaal, wat ook 'n wêreldtaal was. En dan Hebreeus, die taal van die verbondsvolk van God. Almal kon dit dus verstaan. Die hele wêreld van destyds moet dit in sy eie taal kan lees. Jesus is die koning. Selfs Simon van Sirene, wat uit Noord-Afrika gekom het, kon dit verstaan. Die koning wat diep gebuig het en diep verneder is, wat die toorn van God oor die mense sonde gedra het. Hy wat krag gehad het in sy swakheid. Hy wie se kruis 'n kroon geword het. Dis byna asof die praat in tale. Jy sal onthou, enkele weke hierna, met die uitstorting van die Heilige Gees, het die disippels in tale gepraat, as die Heilige Gees uitgestort word. Dis asof daar die praat in tale, al hier vooruitgeloop word. Al die tale van die nasies van destyds, het verstaan wat bo aan die kruis staan. En hier gebeur dit al. Salig is die mens, wat dieper kan kyk. Salig is die mens wat die gawe ontvang het, om aan daardie magtelose man aan die kruis te kan sien. Hy is die koning. As 'n mens sy heerlikheid kan sien in sy vernedering, hy is waarlik die koning. 'n Mens wat dit nie kan sien nie, sal dalk populêr wees by die wêreld, maar so 'n mens is 'n dwaas voor God. En as 'n mens Christus in sy vernedering kan sien as die koning, dan is jy wys by God. En 'n mens wat in hom kan sien, hy is die koning van die wêreld. So 'n mens het die ewige lewe. As 'n mens hom nie erken as koning nie, het jy nie die lewe nie. En as 'n mens besef hy is die koning, dan sal jy gewillig wees om jouself aan hom te onderwerp, om hom te bely as jou verlosser en jou saligmaker. Hy is die koning wat die volle beheer van my lewe het, wat bereid was om sy lewe vir my af te lê. En daarom is sy beheer oor my lewe is nie hard nie, maar genadig. Broers en susters, hy is inderdaad nie net die koning van die Jode nie, maar van die hele wêreld. Hy is ook my koning.
Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir U blye evangelie, dat ons Here Jesus Christus bereid was om sy goddelike heerlikheid vir 'n tyd lank neer te lê, om aan ons mense gelyk te word. En hy het homself laat verneder tot die dood aan die kruis, sodat ons, o Vader, U kinders genoem mag word, sodat ons die lewe mag hê, en kan weet, ons sal U eendag sien in al U heerlikheid. Ons dank U dat U ons deur die geloof daardie verwagting gee, dat ons eendag in U heerlike teenwoordigheid sal verkeer. Nie omdat ons dalk so sterk in die geloof is nie, maar alleen omdat U 'n getroue God is, dat U nooit teruggaan op U woord nie. Daarvoor dank ons U. Vader, en seën ons, as ons hier uit mekaar uitgaan, gee dat ons in hierdie waarheid sal vasstaan, en gee dat ons elke dag, waar ons mag besig wees, dat ons so sal lewe, dat die wêreld in ons optrede sal kan sien, dat ons Here Jesus Christus, ons koning is. Dit bid ons in sy naam alleen. Amen.